Welkom. Vandag kyk ons na 'n baie ou teks wat as jy na sekere interpretasies luister, amper soos 'n presiese padkaart vir die wêreldgeskiedenis is. Ons bron vir hierdie uiteensetting is 'n diepgaande preek oor die profesie van die 70 weke. Goed, so kom ons spring sommer dadelik in. Die groot vraag wat ons vandag takel is dit moontlik dat die boek Daniël 'n enkele, deurslaggewende tydlyn bevat vir nie net die eerste nie, maar ook die tweede koms van die Messias? Dis 'n redelike groot bewering. So kom ons kyk hoe dit ontvou. Nou, die bronmateriaal wat ons gebruik, sien hierdie profesie nie net as 'n interessante stukkie geskiedenis nie. Nee, dit word voorgehou as die absolute sleutel, die fondament om 'n baie spesifieke siening van die verlede, die hede en ja, selfs die toekoms te verstaan. En daar is die sentrale aanspraak. Die idee is dat hierdie paar kort verse in Daniël hoofstuk 9 nie net sommer poësie is nie, maar 'n goddelike rooster, 'n soort profetiese horlosie wat aan die mensdom gegee is om die tyd te kan lees. So, hoe werk hierdie profetiese horlosie dan presies? Wel, dit begin alles met 'n baie spesifieke eenheid van tyd wat ons eers moet verstaan. Die hart van hierdie profesie is die term 70 weke. Maar, en hier is die eerste groot kinkel, volgens die interpretasie in ons bron, is hierdie nie gewone weke van 7 dae nie, glad nie. Dit word gesien as weke van jare. Elke week is dus 7 jaar lank. So, as jy die sommetjie maak, 70 weke van 7 jaar elk, dan gee dit vir ons 'n totale profetiese tydsduur van 490 jaar. Maar die profesie stop nie daar nie. Dit breek hierdie tydperk op in baie duidelike en spesifieke fases. Goed, so kom ons kyk hoe die eerste 69 weke, dit is nou 483 jaar, uitgespel word. Dis nogal fascinerend. Die horlosie begin glo tik op 'n spesifieke historiese oomblik, 445 voor Christus, met die bevel om Jerusalem te herbou. Dan is daar die eerste 49 jaar, 'n moeilike tyd, waarin die stad weer opgebou word. Daarna volg 'n lang stilte, 434 jaar van wag. En dan, presies aan die einde van daardie 483 jaar, voorspel die teks dat die Messias sal kom en, soos dit sê, uitgeroei word. Maar nou, hier is waar die interpretasie 'n baie interessante draai maak. Jy sou dink die horlosie tik net aan tot by die volle 490 jaar reg. Wel nee, na 483 jaar, met net daai laaste 7 jaar oor, stop die horlosie. Dit druk letterlik die pauseknoppie. En hierdie illustreer daai konsep perfek. Dink daaraan so, die profetiese tydlyn loop vir 48300 jaar. En dan, stop. 'n Groot ongespesifiseerde pause word ingevoeg tussen die 69ste week en daardie finale 70ste week wat nog moet kom. En wat is hierdie gaping? Wat is hierdie pause in die profetiese tydlyn? Wel, volgens hierdie interpretasie is dit die era waarin ons nou leef. Hierdie hele tydperk van Christus se dood tot nou word gesien as hierdie kerkera, waarin die horlosie nie tik nie. So, die groot vraag is natuurlik, wat gebeur wanneer jy die profetiese horlosie uiteindelik weer die play-knoppie druk? Wat sê die bron gaan in daardie finale week, daai laaste 7 jaar, gebeur? Wel, die bron skets 'n baie spesifieke reeks gebeure vir hierdie toekomstige 7 jaar tydperk, wat baie mense die verdrukking noem. Kyk hier, dit word aan die gang gesit deur 'n wêreldleier wat 'n vredesverdrag met Israel sluit. Dit is die gebeurtenis wat die horlosie weer laat begin tik. Maar halfpad deur, na 3,5 jaar, verbreek hy daai verbond, gaan die tempel in en begin 'n tyd van intense vervolging. En dit alles eindig dan, sê die teks, met die Messias se terugkeer. Goed, so, hoekom is hierdie spesifieke, toekomsgerigte interpretasie so 'n groot ding? Wel, die rede is eenvoudig. Nie almal lees hierdie profesie op dieselfde manier nie, glad nie. Die interpretasie wat ons sopas verken het, die een met die gaping en die toekomstige 7 jaar, word die eskatologiese siening genoem. Maar soos jy kan sien, is daar ander. Party glo alles is reeds in die 1ste eeu vervul, met die Romeinse generaal Titus. Ander sien die hele ding as suiwer simbolies, nie letterlik nie. So, wat is die beslissende faktor vir die mense wat glo aan die toekomstige 7 jaar? Vir hulle is die sleutel die oorspronklike gehoor. Die profesie is aan Daniël gegee, spesifiek vir jou volk en jou heilige stad, met ander woorde, Israel en Jerusalem. En die argument is dus dat as die profesie oor hulle gaan, dan moet die finale week 'n lekkerlike vervulling hê wat hulle direk insluit.
Uiteindelik is dit duidelik dat hierdie antieke teks deur baie verskillende lense bekyk kan word. En om hierdie spesifieke interpretasie te verstaan, gee ons 'n ongelooflike blik op 'n wêreldbeskouing wat glo dat die geskiedenis en selfs die toekoms deel is van 'n voorafgeskrewe goddelike plan. Dis nogal iets om oor te dink.